Dankie dat U ons elkeen nader trek, Here. En dat U vanoggend net opnuut vir ons elkeen wil sê dat ek is vir jou genoeg. Here, dat ons hart onverdeeld op U sal sit, Here, as die bron van ons vreugde, die bron van voorsiening, die bron van redding, en Here, die bron van die inspraak wat ons elkeen in ons lewens moet ontvang. Dankie, Here, dat ons die knie voor U kan buig en al die eer aan U kan gee in Jesus naam. Vader, die woord wat ek voorberei het, dankie dat U ons 'n oor gee om te hoor, Here. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor God is goed. En binne die konteks van God is goed, kyk ons baie keer na die goed wat vir ons lekker is. Hy's goed, hy het vir my 'n deur oopgemaak vir 'n nuwe werk. Hy's goed. My kind het goed gedoen op skool en deurgekom. Hy's goed. Ek het 'n salarisverhoging gekry. Hy's goed. Ek het verjaar en baie mense het my geluk gewens met my verjaarsdag en al die lekker dinge. Die titel van my boodskap vanoggend is God is goed. Daarom wil hy jou dissiplineer. Ek wil dit weer sê. God is goed. Daarom wil hy jou dissiplineer. Nou wanneer mense dit hoor, dan is mense geneig om op 'n plek te wees wat hulle sê, ek dink dit is nou die goeie tyd om dalk toilet toe te gaan, om 'n asma aanval te kry of om huis toe te gaan. Want dis nie iets wat die Christene wil hoor nie. God is goed, hy wil jou dissiplineer nie. En wanneer ons die Bybel lees en wanneer ons met mekaar praat as Christene, dan glo ek dat ons op 'n plek is wat ons met mekaar kan saamstem om vir mekaar te kan sê dat dit is seker die enkele onderwerp in die Bybel waarin die kerk van Jesus die mees onvolwasse is en die minste ingegroei het in 2000 jaar. Die hele storie rondom dissipline. En ek wil vanoggend 'n paar verse lees. Ons is klaar by 10 oor, so ons gaan bietjie oor tyd gaan, maar julle moet nou maar geduldig wees. En ek hoop dat dit wat ons vanoggend hier gaan bespreek, gaan vir jou bietjie 'n ander insig bring in die konteks van God se dissipline. Ek wil 'n basisvers gebruik. Ek wil 2 verse lees in Johannes 1. As julle daar wil oopmaak, is julle welkom daar oop te maak, dan lees ons dit saam. Ons almal hou van God is liefde. Dis amazing. God is liefde. God is goed. Maar ek dink julle sal vanoggend agterkom dat God is nog steeds goed en God is nog steeds liefde, al wil hy ons iets leer rondom dissipline. Johannes 1 vers 14 sê die volgende: en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Wie is die woord? Hier is die woord. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dis Jesus. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, staan in my Bybel. Vers 17, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wet is deur Moses gegee, genade en waarheid het deur Jesus gekom. Ok, ek wil nou net bietjie iets vir jou hierso teken, net dat jy jou dispensasies reg kry, want as jy dispensasies nie verstaan nie, dan gaan jy sukkel. So, hierso is Adam plus Eva, en toe kry ons vir Oom Moses, en hierso was 'n wet, en hier was 'n kruis, Jesus, en hier is 'n dispensasie, waarin ons nou leef, en daai dispensasie gaan tot 'n einde kom, met sy tweede koms. Ek weet nie wanneer dit gaan wees nie. Hierdie dispensasie hierso was genade, hierdie dispensasie was wet, en die skrif sê die wet sluit straf in, en toe kom Jesus, en hy volbring die wet, en dan sê die skrif ook die profete, en hy kondig 'n nuwe dispensasie aan, wat soontoe gaan, en is 'n dispensasie van genade plus waarheid. En hierso
was 'n oordeel en daar kom 'n oordeel. En hierdie oordeel is die sonde van die mens geoordeel, want die skrif sê, die wet as daar 'n oortreding is, moet gestraf word. Dit was daar. Jesus het die straf van die mensdom op hom geneem en ons aan die kruis geregverdig. Hier kom weer 'n oordeel, maar die tweede oordeel het niks te doen met 'n sondeoordeel nie, want hy het met sonde aan die kruis gedeel. Dis 'n ander oordeel, ek wil nie daaroor gesels nie. Goed, kom ons gaan nou net terug en ons sê, dis 'n dispensasie van genade en waarheid waarin ons nou leef. Weet julle wat is genade? Wat is genade? Wie kan vir my sê, wat beteken genade? Kobus, wat is genade? Genade, broer, dis om nie te kry wat jy verdien nie. Genade. Is daar enige van julle wat sukkel met genade, wat nie weet wat genade is nie? OK, sê vir my, wat is waarheid dan? Hy sê dis genade en waarheid. Die waarheid van God se woord is hierin opgeskryf. Die waarheid staan hierin. En ons moet dit regsny binne die konteks van dispensasies. Right, so in my eenvoudige manier hoe ek dit vir myself uitgemaak het ek gesê genade sonder waarheid regverdig sonde. Wil dit weer sê? Genade sonder waarheid regverdig sonde. Die kerk is baie maklik op die plek omdat hy net aan genade vashou. Dat as enige iemand by jou kom en sê, maar hier leef jy nie volgens die waarheid van die woord nie. Dat mense sê, maar moet my nie veroordeel nie. Moet my nie veroordeel nie. Jesus het my lief. Jy het nog nooit gesê, Jesus het jou nie meer lief nie. Luister hierso, jou kind doen stout. Die feit dat jy hom 'n pak slaag gee, is die bewys van dat jy vir hom lief is. Die feit dat jy hom 'n pak slaag gee, is nie die bewys dat jy nie vir hom lief is nie. Dis juist die teenoorgestelde. Want jou reël in die huis sê, ons doen nie hierdie nie. So genade sonder waarheid regverdig die sonde. Waarheid sonder genade maak dood. Dis gelyk aan die wet. Jy het albei nodig. Ons leef in 'n dispensasie na die kruis tot voor sy volgende koms. Soos wat ek vir julle daar gewys het. Hierdie dispensasie hierso van die wet het die dood na vore gebring. Hierdie dispensasie hierso waarin ons hier leef, is op 'n plek waar dit die lewe na vore bring. Maar die lewe word gevind in die feit dat ek en jy dood is vir dit. Dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus. So, die hele, kom ek stel dit so, wanneer genade en waarheid, waar is nou genade en waarheid? Wanneer genade en waarheid teenwoordig is, bring dit 'n vrug na vore. Bring dit 'n vrug na vore in my en jou lewe. Wanneer daar net genade is daar ook 'n vrug. Maar dis nie te sê daai vrug is in lyn met God se woord nie. So wanneer genade en waarheid teenwoordig is daar 'n vrug in jou lewe. En daai vrug in jou lewe, die van julle wat laasweek na Reinhou se preek geluister het, daai vrug in jou lewe is heel eerstens 'n vrug van vrees die Here. Nie bang vir die Here nie, vrees die Here. Met ander woorde, jy ag hom. En die bewys daarvan is gehoorsaamheid aan sy woord. Omdat jy God ag en die vrees van die Here op jou lewe het, bring dit 'n gehoorsaamheid om te wandel volgens dit wat God van my en van jou verwag, wat binne in hierdie Bybel staan. Is julle by? Ek en jy kan nie op die plek wees waar ons sê ons het Jesus lief, maar ons maak ons los van God se waarheid nie. Ek en jy kan nie vir my sê ek het Jesus lief en ek maak my los van dit wat God in hierdie Bybel vir my en vir jou sê nie. Die Here sê, as julle my lief het, doen dan wat ek vir julle sê. As jy sê jy het God lief en jy doen nie wat hierin staan nie, is dit fake liefde. Kobus, ek is so lief vir jou, my broer. Jy sal nie weet hoe groot my liefde vir jou is nie. Jou huis is besig om te brand
en ek is so lief vir jou. Here, laat hy brand in saligheid. As ek regtig vir jou lief was, het ek iets gedoen om jou te red uit die brandende huis. As ek regtig vir jou lief was ek 'n inspraak in jou lewe. Dis wat ons met ons kinders doen, maar ons kan nie verstaan hoe werk dit binne die konteks van die Christendom nie. Die skrif sê God is liefde, maar God wil ook dissiplineer. En wanneer ek die Bybel lees, sien ek twee goeters binne die konteks van die skrif. Die heel eerste ene wat ek vanoggend oor wil praat, is die dissipline by die kind van God. Dis die eerste ene. Ek sien egter ook 'n ander dissipline. Dis die dissipline binne die gemeente. Dis die twee dissiplines wat ek in die skrif raak lees. Dissipline in my lewe, Christen wat daar buite is, en dan die dissipline binne die konteks van die gemeente, soos wat ons hierso sit. Wanneer ons kyk na die dissipline in my en jou lewe, dan moet ons kyk na wat Jesus gesê het. Wanneer ons op 'n plek kom waar ons moet kyk na die dissipline binne die gemeente, dan moet ons kom en kyk wat Paulus gesê het. Wat Paulus gesê het is nie kontra wat Jesus gesê het nie, want dit wat Paulus gesê het was geïnspireer deur die Gees. Maar hier's twee persone wat 'n rol speel wat ons moet verstaan. So volgende week praat ons oor hierdie B-gedeelte. Hoe werk dissipline binne die konteks van die gemeente? Is dit reg? Openbaring 3:19 sê die volgende. Hy sê almal wat ek liefhet, bestraf ek. Hy sê en tugtig ek. Hy sê wees dan ywerig en bekeer jou. Wees ywerig en bekeer jou. Dis iets wat ons nie maklik wil doen nie. Want die sonde is so lekker. Ons is nie ywerig om onsself te bekeer, om weg te doen met dit wat kontra die woord is nie. Goed, so die hele dissiplinering van jou as pa en ma ten opsigte van jou kind, is om jou kind terug te bring, om in lyn te kom met julle as familie se waardes en normes. Die hele doel, hoekom God my en jou bestraf, tugtig, Hebreërs 12 praat van die woord kastei, is om my en jou op 'n plek te bring, waar ons weer in sy weë kan wandel, want buite sy weë, destruction is inevitable. God wil ons beskerm. Jy as pa, ma, wil jou kind beskerm om nie die verkeerde te doen nie. Alles buite God se woord is die verkeerde. So, wanneer ons kyk na God se bestraffing, sy tugtiging en kastyding, het dit een doel, is om jou te oortuig van sy liefde en sy goedheid. En ek en jy moet dit so sien. Nou, julle kan die boek gaan koop, woordwaarhede wat ek geskryf het, ek wil nie dit herhaal nie, maar die woord bestraf is die woord elenko, en die woord elenko beteken om te oortuig. Die woord elenko beteken om 'n fout uit te wys. Dis wat die woord bestraf. Die woord tugtiging in die oorspronklike taal is die woord paido, en daai woord beteken om op te voed. Om op te voed, om uit te kom by die plan wat hy vir ons lewe het. En dan die woord kastei is die woord mastigo, en die woord mastigo moet ons vir onsself vra, hoe kastei hy ons? Die skrifverwysing daar is 1 Korinte 9:27. Jy moet maar na die serie gaan luister, dan kan jy weer dit kyk. Koop my woordwaarhede boek, ek verduidelik dit baie mooi daar. 1 Korinte 9:27 sê, is waar Paulus praat, eintlik vers 26, hy sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Hy sê, maar ek mastigo, ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie, om dit diensbaar te maak. Heel eerstens diensbaar aan wat? Ek kastei my liggaam om nie toe te gee aan die begeerlikhede van die vlees nie, om diensbaar te raak aan dit wat hy in die woord sê. Dis die woord kastei. Goed. So God se
Omdat Jesus hier vir die sondes van die mens betaal het, omdat hy hier vir die sondes van die mens betaal het, kan God se straf, tigtiging en kastyding in die dispensasie waarin ons nou leef, niks te doen hê om weer te betaal vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Hy het Jesus gestraf in jou plek vir jou vloekery. Hy kan jou nou nie weer straf vir jou vloekery nie, want hy het Jesus klaar gestraf. Dis die openbaring van God se genade. Want alles wat ek en jy verkeerd gedoen het, het hy op Jesus gesit. Maar nou kom hy na jou toe en hy dissiplineer jou deur jou te bestraf. Die Heilige Gees is vir my en vir jou gegee, waarin hy kom en 'n fout uitwys en sê, hoor hierso, Egbert, jy vloek, hou op vloek. Hy oortuig my, hy praat met my deur sy woord, dit staan hierin. Ek het gesê die woord kastei is diensbaar. Hy kom op 'n plek waar ek sê, weet jy wat, ek gaan myself kastei deur nie meer lekker te vloek nie, maar ek wil my diensbaar maak tot gehoorsaamheid by woorde wat by my as Christen pas. Die volgende wat ons kry in die skrif is die laaste ene wat ek oor wil praat, dis die woord snoei. Julle ken almal daai ene van snoei. Maar daar's baie leringe oor snoei. Die Here het my, daar's Monna, die Here het haar gesnoei. Hy het haar seentjie laat verdrink. Dis nie die waarheid nie. Maar die dominee sê dan die Here het gegee en die Here het geneem. Hy lieg. Hy herhaal woorde van Job, wat Job aan die einde van Job gesê het, van hoors het ek van u gehoor, maar ek trek dit terug, nou dat ek u van aangesig tot aangesig gesien het. Jesus kan nie in die doodmaak bedryf wees, en dan sê hy vir sy disippels, wek die dooies op nie. 'n Koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Jesus het niemand doodgemaak, vandat hy op die aarde verskyn het, totdat hy weg is nie. En wanneer ek en jy sukkel met 'n ding, moet ons kyk na die lewe van Jesus. Sien ek hierdie ding in die lewe van Jesus? En so het ons baie, jy weet, ons wat op Palabora was, Act of God. Ek meen, my maat, die Here het daai goddelose mense van Palabora geslaap met 'n vloed. Hulle lê almal in die see by Mosambiek. Nou, wat van Lydenburg so goddeloos is? Ons kan ons nie so redeneer nie. Hoor julle wat ek sê? En ons dink nie verder as wat ons neus lank is nie. En ons dig God 'n klomp goeters toe, wat nie die waarheid is nie. Beleef ons hierdie slegte goeters? Verseker. Maar wanneer hy praat van snoei, die naaste wat ek kan dink aan snoei, is om 'n perskeboom te snoei, of om 'n druiweprieel te snoei. Hoekom snoei jy 'n perskeboom? 'n Perskeboom maak sulke wille lote. Hulle groei en groei en groei en groei en groei en groei. Hulle hou nooit opgroei nie. Dan snoei jy hom. 'n Druiweprieel doen presies dieselfde. Hy groei en groei en groei en groei, dan snoei jy hom terug. Die rede hoekom hy gesnoei word, is omdat die boer vrug soek. Daai wille loot dra nooit vrug nie. Nou kom die Here en hy sê vir ons in Johannes 15 vers 3, hoor wat sê hy? Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Ander Afrikaanse Bybel sê, snoei hy. Ander sê, kap hy af. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Gaan lees bietjie Engelse vertalings ook. Dan kom jy agter, hy sê die volgende. Hy sê, he takes up to himself every fruitless branch. Die proses van snoei is om sonlig in te kry. En wanneer daar son is, word vrug na vore gebring. Wie is die son van geregtigheid? Jesus. So wanneer jy na hierdie kyk, dan sê hy, ek snoei deur jou op te tel. En hierdie verwysing na die druiwe, is jy kry in Israel druiwe, ek dink jy kry in die Kaap ook, kry jy druiwe, hulle het nie druiwepriele nie, hulle groei so op die grond, hulle rang so op die grond. Dis daai druiwe wat na verwys word. Die Here sê, ek snoei hierdie druif, ek slaan 'n pen langs hom in, en ek tel daai tak op, en ek maak hom vas, sodat daar kan son inkom, dat hy kan vrug dra. Nou sê die skrif in vers 3,
Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hy sê, julle is alreeds gesnoei, dieselfde woord in die oorspronklike, deur die woord wat ek tot jou gespreek het. So, wat wil die Here doen? Die Here kom en hy sê, Egbert, jy vloek, ek wil jou snoei, ek wil jou optel en nader aan my trek en jou gedagtes aan myne vasmaak, sodat jy kan ophou vloek. Maar God doen niks teen my wil nie. Ek moet wil om in lyn te kom met sy wil. God forceer hom nie af op my en op jou nie. Forceer hom nie af nie. Julle by. Vers 3 sê hy, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Die 83 vertaling sê die volgende, julle is reeds reg gesnoei, die woorde wat ek vir julle gesê het. So wat sê hy? Hy sê, Christen, hy sê, ek het jou klaar reg gesnoei deur die woord wat ek vir jou gesê het. Kry net die woord in jou hart, wees ywerig en bekeer jou. Is julle by? Verstaan julle hom? Kyk, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Eerste voorbeeld, Lukas 9. Wat in Lukas 9 gebeur het, is Jesus is op pad Jerusalem toe. Hy stuur sy disippels vooruit, hulle gaan deur Samaria, hulle kry 'n klomp Samaritane wat Jesus nie wil ontvang nie. Binne daai konteks kom hulle terug na Jesus. Binne daai konteks kom hulle terug na Jesus. En hulle sê vir Jesus, hierdie klomp heilige disippels, apostels van Jesus sê vir hom, Here, hierdie klomp ongehoorsame Samaritane, ons wil hulle bietjie snoei. En die Here vra vir hulle, dis nou my woorde. Hoor hierso, Johannes, hoe wil jy hulle snoei? Jakobus skree uit. Hy sê, Here, gee vir ons net toestemming om soos Elia vuur uit die hemel te roep en hierdie klomp Samaritane se jakke te brand, dat hulle ore kan oopgaan. Wat sê Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle, julle weet nie van watter gees ek is nie. Kom ons lees dit. Lukas 9, vers 55 en 56. Vers 54. Toe sê sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het? Ek meen, hulle het 'n absolute goddelike voorbeeld. Elia, een van die profete van alle profete van die Ou Testament wat in die krag van God gewandel het. Hulle gebruik hom as 'n voorbeeld. Hulle sê, wie het hy gebrand? Hy het die Baal-aanbidders gebrand. Here, ons wil dit soos Elia doen. Vers 55, maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, weet julle nie van hoedanige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar te red. Hoekom is dit belangrik dat jy hierdie prentjie ken? Waar het Elia geleef? Elia het geleef tussen Moses en Jesus. Elia was 'n Ou Testamentiese profeet. Wat het die Ou Testamentiese profeet geprofeteer? Kom tot bekering, want daar kom 'n oordeel. Die Ou Testamentiese profeet het altyd veroordelend geprofeteer. En dan was dit onder die dispensasie van die wet, en die wet het vereis dat as jy in egbreek gevang was of seksuele sonde gehad het, dan moet jy klippe toe. Jy moet klippe gegooi. Nou kom Jesus, nou sê hy, ek het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Jesus sê, ek het die wet se straf, nou baie mooi luister, ek het die straf van die wet op my geneem, en ek is nie meer die Ou Testamentiese profeet wat doom en gloom profeteer nie. Daar's 'n ander era, dis die era van genade en waarheid. Maar genade beteken nie jy kan aangaan met jou hoerery nie. Genade beteken hou op met jou nonsens en gee gehoor aan die waarheid van die woord. Genade sê nie jy kan aanhou om die verkeerde te doen nie. Ons almal doen verkeerd. Hier's geen ou hierso wat nie verkeerd doen nie. Maar die Here sê hou op met jou volharding in die nonsens waarmee jy besig is. As jy net genade wil claim, dis fake. Kom op die plek waar jy die Here en sy woord eer en respekteer, want hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Is julle by? Jy moes doodgegooi geword het met klippe, omdat jy in egbreek leef.
Maar Jesus het jou klippe op hom gevat, want daar's 'n nuwe verbond. Maar die nuwe verbond vrywaar jou nie van om in waarheid te leef nie. Al wat dit vir my wys is, jy eer en respekteer en ag hom nie. Jy weet nie met wie jy te doen nie. En as ek praat van jy weet nie, as ek vanoggend sê jy, dan sê ek jy. Ek is ingesluit by die jy. Ek is nie uitgesluit nie. So, jy sien, wat die Here nog op my hart lê, is die volgende. Almal van ons wat hierso sit vanoggend, is priesters in God se koninkryk. Nou mooi luister wat ek sê vanoggend. Ja, daar's mense binne die konteks van die Christelike gemeenskap wat die bediening van veroordeling gekry het. Al wat hulle kan doen is om aan almal uit te wys wat hulle verkeerd doen. Maar hulle sien nooit wat hulle verkeerd doen nie. Hulle wil net veroordeel. En in dit is jy eintlik op 'n plek van hoogmoed wanneer jy nie vir die persoon wat verkeerd doen wil intree by God nie, want God het jou geroep om 'n priester te wees, en die funksie van 'n priester is om namens die volk by God in te tree. So weet jy wat, Kobus is 'n ou wat elke Vrydag aand dronk gedrink is. Wanneer ek op 'n plek kom waar ek, jy hoor Kobus is alweer dronk, jy hoor Kobus is alweer dronk, jy hoor Kobus is alweer dronk. Ons kom volgende week by hoe hanteer mens dit. Wanneer ek nie op die plek is waar ek bereid is om vir Kobus te bid rondom dit nie, want God het my geroep as 'n priester. My vraag is, wat se inspraak het jy eintlik in sy lewe? Is dit 'n inspraak om hom te veroordeel en net om sy fout uit te wys? Of is dit 'n inspraak waarin ek en jy hom wil help? Want die skrif sê, as jy wat sterk is sien dat jou medebroer geval het, help hom op en bring hom terug. Die moeilikheid in die konteks van kerk, en ons sal volgende week daarby kom, is dat dit gebeur baie selde. Want die oomblik wanneer ek Lans Kobus inskryf, dan sê hy, Kobaai vir die klomp heiliges in die kerk, wil niks met julle te doen nie, want julle dink julle is heilig. So die kerk is op die plek waar die kerk hierdie goed onvolwasse hanteer. Maar weet jy wat? Die ou met wie dit hanteer word, ek gee nou 'n voorbeeld vir Kobus, hy's net so onvolwasse as hy daai gesindheid het. Verstaan julle? Right. So, Jesus sê, ek het nie daai gesindheid nie. Ek wil nie hierdie ou met vuur brand nie. Julle weet nie van watter gees ek is nie. My hart is dat hierdie ou tot redding sal kom en nie tot verasting nie. Die kerk wil hom veras. Goed, volgende voorbeeld. Dit is nou daai voorbeeld wat julle ook ken. Jesus kom by die put van Samaria. Hier kom 'n vrou na hom toe. Vra vir hom, hoeveelste man is dit? Hy sê nee, jy het al 5 mans of 6 mans. Hy spreek met haar. Hy sê moenie drink uit daai fonteine nie. Drink uit hierdie fontein. Daai vrou kom tot bekering, sy erken dit en sy word die eerste evangelis in die Bybel. Maar 'n ander voorbeeld wat beter tot hierdie ding spreek, is die vrou wat deur die disippels in egbreek gevang is. Die disippels, die hoogheiliges, hulle kom en hulle sleep hierdie vrou voor Jesus se voete. En hulle sê vir die Here, Moses sê, verstaan jy, waar is hulle denke? Hulle denke is by Moses. Hulle denke is by die wet, hulle denke is ou verbond, hulle denke is nie nuwe verbond nie. Jesus sê vir hulle, dat die een sonder sonde die eerste klip gooi. Dis reg. Hulle almal draai om en hulle loop. Sy was in egbreek gewees. Sy was 'n prostituut. Hy's in egbreek. Die ou met geen sonde nie, Jesus, veroordeel haar nie. Die persoon wat haar kon veroordeel het, die persoon met geen sonde, Jesus, veroordeel haar nie. Maar luister mooi wat sê hy. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Och, die kerk hou daarvan. Halleluja, prys die Here. Ons God is goed, hy's genadig. God is liefde. Maar dis nie wat in die Bybel staan nie. Lees net verder. Hy sê, ek veroordeel jou nie, gaan en sondig nie weer nie. Jy sien, en dit is iets wat ons moet vasmaak in ons hart, is daai tweede gedeelte van gaan en sondig nie weer nie. Is julle by? Right. So, volgende week gaan baie aanhak by hierdie. Maar, sorry Kobus dat ek op jou pik, man. Maar ek weet, daar is soveel vergifnis in jou hart. Hier's Kobus. Madeleine het vir my gesê, hy is dronk, Vrydag aand. Elke Vrydag aand is hy kas toe.
Right, nou wat doen ek nou? Ek is nou nie die gemeente se leraar nie. Ek is nou net soos julle. Ek is nou oom Lampie, man met baie wysheid. Right, hoe benader hy vir Kobus? Luister hierso, die verkeerde manier is om hierdie storie te gaan vertel vir Gerard en vir Arno en vir Zak en vir almal behalwe vir hom. Maar dis mos wat die kerk doen. Dis mos wat ek en jy doen. Skinder. Dis wat dit is. Die regte manier is om Lampie nou van hierdie ding gehoor. Hy gaan nou na Kobus toe. Nie op 'n Vrydag aand nie, oom, want hy gaan nie verstaan nie. Oom gaan Donderdag aand na hom toe of Maandag en sê vir hom, hoor jy Kobus, ek wil jou gaan koffie drink. Ek hoor hierdie ding van jy is elke Vrydag aand dronk. Is dit so? Hy het een van twee goed. Nee, Lampie. Wat? Kom oom nou van hierdie ding vandaan. Dis die eerste een. Die tweede ding is, hy kan dit voor hom herken. Hoekom? Hy moet weet oom is lief vir hom. Is oom hier om hom te veroordeel, of is oom hier omdat oom vir hom lief is? As hy weet oom is lief vir hom, gaan hy sê, ja, ek sukkel met hierdie ding. Dan kan oom vir hom vra, maar hoekom sukkel jy mee? Ek het hierdie groot probleme. Ek het my oorgegee aan die drank. Dan kan oom vir hom sê, okay, hoe kan ons jou help? Hoe kan ek jou help? Om wat te doen? Om jou weer in lyn te bring met hierdie. Hoe kan ek jou help? Ek het eintlik berading nodig. Is reg. Kom ek reële beraader vir jou. Kom ek gaan saam met jou. Dis die eerste ding. Die tweede ding is hy sê nee. Van volgende week daarop uitbrei baie. Tweede ding is hy sê nee. Pieter, kom vir oom daai week vertel. Hoor jy so? Kobus laas Vrydag verby. Nou sê oom vir Pieter, Pieter kom saam met my. Ons gaan vir Kobus weer sien. Dis wat die skrif sê. Dis die beginsel. 2. Ons vertel nie hierdie week vir 40 mense en sit op ons Facebook groepe. Hoor hierso, bid asseblief vir my, WhatsApp groepie. Bid asseblief vir my en Pieter, ons gaan met Kobus praat want hy's gesyp nie. Dit het niks met gebed te doen nie. Dit het net met skinder te doen. Dis al. Oom en Pieter gaan na hom toe. Julle maak sy rug toe. Julle gaan bid vir hom. Julle gaan hoor by hom. Julle sê vir hoor hierso Kobus, Pieter het jou gesien. Kan jy nog stry? Ag, maar kom ons los vir Pieter en Lampie. Hoe is Madeleine? Drink hy? Ja, hy drink. Sy is so gatvol vir sy gedrink, dat sy gaan dit erken. Hoe kan ons help? Hoe bid ons vir hom? Hoe rig ons jou op? Hoe maak ons jou rug toe? Volgende week gaan ek praat oor, binne die konteks van gemeente, hoe mens hierdie ding verder vat. Want daar's ook 'n skrif in die Bybel wat sê, as jy op die plek kom waar jy nie tot bekering wil kom nie, dan bestraf ons jou publiek. Maar wanneer word dit publiek gedoen en wanneer word dit nie publiek gedoen nie? Is julle by rondom dit? Goed. So ek wil afsluit vir oggend. Ek wil vir jou vir oggend sê, God is goed. Hy wil jou dissiplineer. God is liefde. Maar wandel in die waarheid van sy woord, want sy woord is Jesus. Ek en jy kan nie genade en waarheid van mekaar losmaak nie. God roep ons tot heiligmaking. Wie se plig is dit om al jou foute vir jou uit te wys? Nie die predikant se nie. Jou pelle wat vir jou lief is, wat jy 'n inspraak aanvaar in jou lewe, en die persoon wat vir jou die liefste is van almal. Jy sal 'n stem agter jou hoor, en hy sal vir jou sê, hierdie weg wat jy bewandel is verkeerd, wandel op daai weg. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Hy is die een wat met jou gaan praat, maar ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons oor ingestel is op die Heilige Gees. Ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons onsself neig, met ywerigheid, om in lyn te kom, met dit wat die skrif sê. Soos wat ek hierso gestaan het die Here met julle elkeen gepraat, van waar jy nie in lyn is met hierdie Bybel nie, en met my. Ek berei al 'n week voor. My vraag is, gaan ek en jy ywerig wees, en tot bekering kom, of gaan ons dit net los, en aangaan met ons fraud way of living? En dit is sleg. Dit is sleg as ek en jy as Christen op daai plek is, waar ons nie meer ag gee op dit wat die Here vir ons sê nie, waar ons die vrees van die Here in ons lewens verloor het. Kom ons sluit die oë. Vader, hierdie is moeilike onderwerp om oor te praat, en mense wil nie altyd daaroor praat nie, maar dankie vir genade, en dankie vir waarheid, en dankie vir die inspraak van u Gees. Here, en ek wil vra dat, beginnende by my, dat ons regtig waar hierdie woord ter harte sal neem, om op 'n plek te kom, waar
ons so wandel, dat die wêreld kan sien, ons is nie meer deel van die wêreld nie. Want dis die probleem van die kerk vandag. Daar's geen onderskeid tussen die kerk en die wêreld nie, want die kerk handel en wandel net soos wat die wêreld handel en wandel. En dis nie u gedagte nie. U gedagte was nog altyd dat die kerk, daai tyd Ou Testament, Israel, Nuwe Testamenties, die gemeente, die kinders van u, wat aan u behoort, dat ons so sal wandel, dat ons 'n lig sal wees, en nie duisternis nie. Dat ons sal uitstaan, en dat ons nie sal terugstaan nie. Maar ook dat ons sal volg in die voetspore van Jesus. En wat is daai voetspore? Jesus was so geliefd gewees tussen die sondaars, dat hulle na hom gekom het, maar die sondaars, die heidene, het die skrifgeleerders en die fariseërs gehaat. Want die skrifgeleerders en die fariseërs het net 'n wet gebring, net veroordeling gebring. Hulle kon nie die oplossing bied nie. En die wat nie in u geglo het nie, het na u gekom, Here, en hulle het met u in gesprek getree. Hulle het verhouding met u begin bou, tot op die punt waar hulle gesê het, weet jy wat, nou wil ons aan hom behoort. Nou wil ons lewens vir hom gee. Want ons het iets gesien, wat smaak en sien dat God goed is. Ons het iets gesien, wat ons oortuig, dat hierdie lewe wat hy lei, beter is as die lewe wat ek lei. En dis my gebed, Here, dis ons as gemeente se gebed, dat ons sout en lig sal wees. Maar wanneer ons dit wil wees, dan moet ons op 'n plek kom, waar ons wandel, dienooreenkomstig die riglyne van u woord. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.